See
just want to see you. I want to make it. Ek wil oor die wenstreep kom en ek wil daar gaan staan en ek wil saam met die engele skree. Heilig, heilig, heilig. In hierdie heilige oomblik wil ek elkeen van u vra terwyl jy nou staan. Daar waar jy sit by jouself. As daar enigiets is in jou hart wat jy moet bely of wat jy moet afgee voor die Here, doen dit nou. Dis in hierdie oomblik wat jy dit kan doen. Dis die oomblikke wat gemaak is vir die tyd jy en God. God en jy. Want hy ken jou hartkamers. Hy weet wat in jou gedagtes rondhardloop. Ek het gister by die lesing vir die mense gesê, praat eers met God voor jy met jouself praat. Baie keer praat ons met onsself en ons sê vir onsself goeders wat ons heeltemal in 'n verkeerde rigting instuur en goeders wat ons nog meer moedeloos en meer depressief en meer negatief maak. Maar as ons na God toe gaan en ons praat met hom en ons praat met sy woord en ons kyk na sy woord en ons lees wat in sy woord staan, dan word ons opgelig en opgetel vanuit ons omstandighede uit, van ons negativiteit uit, van die sleg in ons lewe en sien ons die goeie God raak wat altyd holy is. Wat altyd holy is, en hier is vanoggend. Hemelvader, baie dankie, dat ons vanmôre die heilige God in ons midde het, dat die Gees onder ons wandel, en ons bedien vanoggend, en dat U alreeds die grond van ons harte voorberei het, om vanmôre die woorde kan ontvang, soos wat U dit vir ons gaan deurgee. Dankie vir die musiek, dankie dat ons kon lofprys en aanbid, dankie vir ons stemme, vir ons oë, vir ons ore, vir ons hande wat ons kan oplig na U, vir ons voete wat so 'n bietjie kan dans, because my shackles are gone. Dankie daarvoor, Here, dankie dat U met ons is, in Jesus naam, amen en amen. Baie dankie familie, U kan die sitplekke neem, baie dankie musiekfabriek, en waardeer julle, wil ek ons geseën vanoggend, baie dankie daarvoor. Broers en susters, ek wil vanmôre met u deel oor, vir hierdie week sê nou, ek het gepraat so 'n bietjie van bekering, en wat is die doop, hoekom moet mense doop praat, en vanmôre wil ek dit so 'n klein stapie verder vat, en ek wil sê, die Here sê, wat het hy gedoen nadat hy self gedoop is? Wat was die volgende stap in sy bediening? Want onthou, ons moet sy voorbeeld volg. Ons moet doen soos wat hy gedoen het. Nou lees eers saam met my in Matteus 11 vers 28 tot 30. Hy sê die volgende woorde, dis Jesus wat hy praat. En ek wil hê, wanneer jy sit, en jy is vermoeid en belas soos daai vers gesê, maak jou oë toe terwyl ons die skrif lees en sien Jesus voor jou staan. Maar dis presies wat dit is vanmôre, want die woord is Jesus Christus. Dis die waarheid, dis die weg. Daar staan, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hy sê vanmôre vir ons, by my sal jy rus hê vir jou siel. En weet jy wat, broer en suster, die rus vir ons siele is belangriker as enigiets wat geld waarde kan kom. Dis belangriker as 'n gesonde liggaam, hoor wat ek vir jou sê vanmôre. Ek het daar by mense se beddens gestaan, wat sterf, en dan sê hulle vir my, ek het vrede, ek het rus in my siel, want ek weet ek gaan na Jesus toe. Dis die tipe van rus en vrede wat ons elke dag in ons lewe kan ervaar ten spyte van. Ek weet, jy sê nou vanmôre, maar jy weet nie hoe lyk my maandag nie. Jy weet dalk nie hoe lyk my maandag nie. Het jy al sak in my skoene gestaan? Daarom kan ek vir jou sê, jy sal rus vind vir jou siel by die Here. Ek het nog nooit in jou skoene geloop nie, maar ek weet dat maak nie saak wat my omstandighede en jou omstandighede is en wat buitekant gebeur nie, maar as ons nog met God praat, voor ons met onsself praat, dan vind ons rus vir ons siele. En dan vind ons uit, maar wanneer hy na ons toe kom en sê, ek het jou, kyk wat sê my woord, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Dis nie sommer net 'n paar woorde wat geskryf het, dis krag, dis lewe,
Dis oorwinning, dis nuwe, dis iets niets wat gaan gebeur. Ek praat gestaan met iemand wat sê, ek was so angstig, en ek het na 'n beraader gegaan, 'n Christelike beraader, en sy het my gesê, jy moet elke dag vir jouself sê, jy's 'n kind van die Here, en hy het nie vir jou gees gegee nie. God gee nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van selfbeheersing. Dis die rus wat hy vir jou gee. Hy sê ja, neem my juk op julle en leer vir my, wat is sy juk? Die juk is nie nou goed wat jy vir die osse opsien en dan loop hulle so dan rond nie. Sy juk is verlossing. Sy juk is vryheid. Want hy het gesterf aan die kruis vir jou, sodat die juk van die sonde, die ongeregtigheid van jou weggeneem kan word, so jy kan loop en sê, my shackles are gone. Julle moes vanoggend almal opgespring het met daai liedjie. Want hoe bly is ons nie wees dat ons losgemaak is van die sonde nie, want ons nie losgemaak was van die sonde nie, gaan ons sterf sonder Jesus. Daai oomblik wat hy gesterf het aan die kruis en wat jy hom aanneem, en hy sê, Here, vergewe my, kom na my toe, dan is jy vry van die sonde. As jy ooit bevry is van 'n verslawing in jou lewe, sê netjie amen. Daar's baie van ons kan sê, daar's goeders wat ons mee gesukkel het, en dan kom die Here en dan bevry ons. Dis daai oomblik wanneer die shackles gebreek is in jou lewe, en dis wat hy vir jou wil doen. Die grootste shackle wat ek moes breek in my lewe was om te leer om te vergewe. Net te vergewe nie, te vergeet. Ek sal nooit vergeet die oggend toe ek die kinders se pa moes vergewe vir wat hy gedoen het nie, en ek gevoel het, my shackles are gone, my spirit is free. Praise the Lord, He lifted me. Dis die enigste tyd wanneer jy kan sê, as van God die ketting spreek in jou lewe, en hy sê, ek wil dit doen. Ek wil dit vir jou breek. Ek wil vir jou daar rus gee. Maar kom ons kyk wat het hy gedoen, waar hy gedoop is. Onthou weer vanmôre, ek wil net vir u sê, wedergeboorte was die sonde weg, nie die water nie. Onthou dit mooi. Jesus is die een wat red gelees en doop met die Heilige Gees, nie die water nie, nie 'n mens nie, nie 'n daad wat ek doen nie geld wat ek gee vir die kerk, of heeldag op en af spring vir die kerk nie, of my hande hoog en lig sit, die Jesus Christus. Ek kan my hande net so hoog sit in die kerk, en ek kan loof en prys en amen, maar as ek Jesus nog aangeneem het nie, is ek nog vol kettinge, en ek is nog nie gewederbaar nie. Wat het hy gedoen nadat hy gedoop is? Die eerste ding wat hy gedoen is, die Heilige Gees het op hom neergedaal in die vorm van 'n duif, en hy het vir 40 dae in die woestyn gaan voorberei vir sy bediening op aarde. En in die woestyn het die duiwel gekom om versoek. Na 40 dae, as jy moeg en honger is, kyk, as jy ons nou vas, en jy raak nou regtig honger, dan lyk hy donut dan baie lekker. Praat ek die waarheid? Jy moet so praat. Ek praat die waarheid, nee. Dan lyk hy 'n koppie koffie, met room en enigiets wat lekker is. As ek dit net kan drink, dan sê die Heilige Gees, wil jy vas nog? Jy vas nog, moet jy vas nou breek. Of as jy daai het, as jy op die eet gaan, jy wil die kilo's afskik, dan sy suikerpot ons altyd die probleem. Daar is 'n bottel met sweets in ons huis, ek gaan het begrawe vanmiddag. Wat altyd die probleem skep. As ek by die bottel verbystap, wanneer ek vir my man koffie maak, dan sê hy sweets, so my eet, man, sê, nee, ek gaan nie. Verstaan jy nou, toe die vyand na hom toe kom, toe hy moeg en honger was, en die vyand hom kom versoek, my goeie sê, maar doen dit en doen dit, toe sê die Here vir hom, nee, daar staan geskrywe. Nou broer en suster, ek wil geestelik vir jou sê, wanneer die vyand hier in jou kop kom inboel en vir jou sê, ja, maar doen dit en ag, jy gaan dit nie maak, en dan sê jy vir hom, daar staan geskrywe, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Het staan geskrywe, dis 'n waarheid, dis 'n konstant, dit kan nie weggevat raak onder nie. Ek kan op my bottel sweets gaan weggooi en dit nie sien nie, maar die woord van God is daar. Dis die waarheid, dis die lig. En wanneer jy dit spreek, sien jy hierdie liggie. As ek nou die knoppie van hierdie liggie afsit, dan skyn hulle nie meer nie. Maar as ek die krag aansit, dan skyn dit weer. Net soos jy, as jy in die duisternis op jou toesig, dan sê jy, daar staan geskrywe, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siel. Die grootste probleem wat ek vandag met mense, as ek berading op hulle doen, sê, ek is moeg. As ek, waarvan is jy moeg? Dan sê hulle, weet jy, ek is net moeg. Want hulle het nie rus vir hulle siel nie. Dis daai moeg.
Dis nie 'n fisiese liggaamlike moeg nie, dis die rus wat hulle moet vind vir hulle siele. Hulle siele is moeg, want hulle is nie genoeg by die woord nie. Hulle is nie genoeg in die teenwoordigheid. En vra, wanneer laas was jy in die kerk, was jy by die familie, ek bietjie met die kind van die Here praat? Nee, ek gaan nie kerk toe nie. Jy kan nie kerksmense vertrou nie. Dis nie die kerksmense wat jy nie kan vertrou nie, dis mense wat jy nie kan vertrou nie. Of hulle nou hier sit of in die straat, as jy kan hulle nie vertrou nie. Maar die Seun van God het vir jou gekom en vir hom kan jy vertrou, want sy woord is die waarheid. En as jy by hom bly, sal jy nooit in jou lewe spyt wees nie. Nooit nie. Praat eers met hom voor jy met jouself of met 'n ander mens praat. Eers met die man wat aan die kruis vir jou gesterf het. Jesus het gegaan in Matteus 4 vers 18 tot 19, kom ek lees vir julle. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Halleluja. Nou broers en susters, die opdrag wat Lofwoord 3 jaar van gekry het, is gaan uit en maak disippels. Wat doen ons maak? Ons is vissers van mense. Hy stuur ons en sê, gaan doen vissers van mense. En as ek nou vra, wanneer is die uitreik? Familie, as jy kan onthou, die eerste keer ons het afgekondig en gesê, dan gaan 3 klasse aangebied, dat is elke keer 'n gedeelte wat ons opvolg, 1, 2 en 3. En na die derde 1 in April, dan gaan ons 'n datum bepaal vir 'n uitreikspan. En ek wil tog vir jou sê, as jy wil deel wees van 'n uitreikspan, kom sit 'n bietjie in op 'n Saterdagoggend. Die Saterdag wat ons hier verby gehad het, en ek weet as mense wat verskoning gemaak het, was awesome. Ons het soveel goed geleer uit die woord en mekaar so bemoedig en mekaar so versterk. Dit was net Dani. Dit was lekker geweest, Dani wat daar in die hoek sit. Dani Welder wat daar in die hoek sit. Dit was so lekker geweest. Ons het soveel gekry uit die woord van God en mekaar bemoedig en mekaar versterk, sodat wanneer ek vir die span gaan sê, kom ons gaan uitreik, dan weet hulle al klaar wat daar gaan gebeur. Want hulle is gereed om mense te kan bedien op die straat. Want jy kan nie net uitgaan en mense gaan bedien op die straat as die woord nie leef in jou nie. As jy nie weet hoe om met mense te werk op die straat nie, anders verongeluk jy hulle, in plaas van om 'n visser van mense te word. Wat het hy gedoen? Hy het hulle geroep en hy het gesê, kom agter my aan, ek maak julle vissers van mense. Het hy hulle dadelik uitgestuur? Nee, hy het hulle geleer vir 3 jaar. Hy het hulle saam met hom laat stap, hulle het by hom geslaap, hulle het saam met hom geëet, hulle het alles geweet wat te doen, en toe kan hy vir hulle sê, gaan uit. Toe hy opvaar na die hemel en sê, gaan wag eers vir die krag van die Heilige Gees, om julle te kom, dan kan julle uitgaan, en julle sal my getuies wees. So ons moet versigtig wees, om nie te hastig uit te gaan nie. Ek het gesê, ons gaan 3 klasse hê, en van volgende maand af begin ons bid vir die plek waar ons gaan uitreik. Ons gaan die plek eers toemaak met gebed. En jy hoef nie naar die plek toe te gaan nie, jy kan dit in jou huis doen, want God se gees beweeg oral. God is nie beperk tot 'n tyd en 'n plek en 'n datum nie. As ons nou begin bid en sê, Here, daar's die area waar ons wil ingaan, en ons sit dit voor hom neer, begin so lank beweeg in daai plek, sodat wanneer die span van lofwoorde instap, dan kom die mense uit hulle huis uit nuuskierigheid, om te kom kyk wat aangaan, en dan kom die gees van God, wanneer ons die evangelie van vrede predik, en hy oortuig hulle van hulle sonde, en hulle ongeregtigheid, en hy maak hulle los van verslawing, en hy breek die kettinge in hulle lewe, en hulle is nuwe vry mense, en hulle sing my shackles are gone. Dit is wat uitreiking is. Dis wat die Here wil doen. Hy maak vissers van mense. Ek maak julle vissers van mense, dat julle kan gaan en gaan vertel. Nie raak jy vol. Maar as jy vir iemand gaan vertel nie, is jy volgende Sondag terugkom, is al die plek om weer 'n bietjie in te gooi. Dan moet nog 'n bietjie olie inkom. Dan moet nog 'n bietjie woord inkom. So ek en jy moet die uitstap, want ons lig skyn nie net hierdie, ons lig skyn na buite. Jou lig moet daar buite skyn. Dis waar jy 'n visser van mense word. Matteus 4 vers 23 tot 24. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Nou luister mooi na die volgende gedeelte. En die gerig aangaande hom is versprei oor die hele Siria en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwaa was deur allerlei siektes en pyne en wat van duiwels besete was en maansiekes en verlamdes en
Hy het hulle gesond gemaak. Die gerug moet versprei, dat Rolvoort besig is om siele te wen vir die Here. Dat ons nie meer 'n me by myself kerkie is, en net ons sit hier in ons comfortzone. Maar ons gaan uit, want Jesus het gesê, ek wil julle vissers van mense maak. En ons leer van hom, en dan gaan ons uit. En ons doen wat hy gedoen het, want hy het gesê, julle sal groter dade doen, as wat ek gedoen het. Kan ek 'n amen kry? Dis wat Jesus gedoen het, hy het eers geleer. Hy het saamgestap, hy was 'n voorbeeld. Vra vanmôre vir jouself af, wanneer jy by daai deur uitstap, en tussen ander mense kom, is jy, wanneer mense siek is, wanneer mense probleme het, wanneer mense nie die Here ken nie, wanneer jy in 'n konfliksituasie is, wanneer daar lelike goed gebeur, wat se voorbeeld is jy? Is jy die voorbeeld wat Jesus vir almal gestel het? Kon hulle kyk na hom en sê, joh, daar's 'n gerug aangaande hierdie man, kyk wat doen hy. Of wat sê hulle van jou, die oogblinders van daai mense, dan die gerug moet uitgaan dat daai mense doen wat Jesus gedoen het, want hy het die opdrag gegee. Hulle is nie Jesus, maar hulle doen wat hy gedoen het, want die Heilige Gees leef in hulle. Die Heilige Gees gee jou die krag en die vryheid om dit te kan doen. Jy kan dit nie uit jouself uit doen. Moenie dink jy's oulik nie. Moenie dink jy kan nie, want jy kan nie. Dis net wanneer God jou toerus, wanneer God jou die opdrag gee, wanneer hy sê vir jou gaan, dan gaan jy, want dan weet jy, hy gaan jou vooruit. Wanneer jy jou voete op die grond sit wat ons voor gebid het, dan neem ons dit in, soos wat Joshua gegaan het en hy het voor Jericho gestaan, hy het gesê, Here, wat maak ek nou? Die Here sê vir jou, ek gaan hierdie rivier skei, dan gaan jy in, dan loop jy 7 maal om daai stad, en dan gaan jy sien wat ek vir jou doen, en aan die einde van die tyd, jy om daai stad geloop het, toe kom die hand van God en hy druk daai muur in die grond in, en hulle stap oor het en hulle neem die stad in. Dis wat uit en na gaan gebeur, broer en suster, ons moet begin spreek, ons gaan hier sit en ons gaan leer, en ons gaan bid, en ons gaan uitgaan, en ons gaan die stad inneem vir die Here. Kan julle saam met my? Kan julle vanmôre sê amen? Dis nog nooit te laat nie, want my God herskryf stories, hy verander dinge, vir nie een van die mense wat nou op die strate lê, wat verslaaf is en dwelms en drugs en lewe is verby nie, want wanneer God daar aankom, en hy maak hulle nie, is daar iets niks in hulle lewe, ons weet nie of daar dalk 'n predikant daar lê nie, ons weet nie of daar 'n president daar lê nie, ons weet nie wie daar op die straat lê nie, maar met God se krag, wanneer die kettinge gebreek het, gebeur daar nuwe dinge. Spreek dit. Spreek dit. Moenie vra wanneer en sê, Here, ek spreek dit, want op u tyd sal dit gebeur. Lees saam met my Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou weet die broers en susters, hierdie versstuk al so baie gelees, maar toe ek hierdie vers lees, in my voorbereiding, toe word daai vers my lewendig, en die Here wys my iets in die vers. Hy sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, met ander woorde, wie wat Jesus aangeneem het, die wat by hom bly, die wat leer van hom, sal sekerlik nie in die duisternis wandel. Sal sekerlik nie in die duisternis wandel. Met ander woorde, hier is lig. As ek wandel, dan is daar lig rondom my. Al is daar duisternis, daai kant en daai kant en daai kant en daai kant, maar hier waar ek wandel en hier waar ek loop, maak die lig vir my 'n pad wat uit my uitskyn, omdat ek kind van God is, maak daar 'n lig wat maak dat ek wandel nie in die duisternis nie. Ek bly wandel in die lig. Maar familie vra vanmôre vir julle, maar hoekom voel dit my dat ek in die duisternis wandel? Het jy dalk onder die beskermende hand van God uitbeweeg? Want as jy onder die hand uitbeweeg, dan wandel jy in die duisternis. Maar as jy bly onder hy hand en elke dag selfdissipline toepas en sê, ek gaan my Bybel lees, ek gaan bid, ek gaan tyd by die Here spandeer, ek gaan wanneer ek my mond oopmaak, gaan daar olie uitkom, nie negativiteit nie, ek gaan nie ander mense afdruk nie, ek gaan nie kritiseer nie, ek gaan nie sleg praat nie, ek gaan nie dood oor my eie liggaam spreek, wanneer daar nou net 'n pynkie in my oor is nie, ek gaan woord spreek, want woord bring lewe. Lewe, 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 dis wat ons moet spreek elke dag.
week het ons het ervaar. Baie van die goed wat ek vir julle sê, is goed wat ek prakties self beleef in my lewe. Ek kan nie met jou kom preek as ek nie iets self weet of ervaar nie. Ek kan nie empathie met iemand wat in 'n egskeiding gaan as ek nie self weer was nie ek was. Ek kan nie empathie met iemand wat pyn het as ek nie self van my lewe al 24 iedere dag pyn gehad en ek het dit al gehad. Ek kan nie met mense praat oor finansies as ek nog nooit in finansiële krisisse was en ek was al daar gewees. So vandag as ek vir jou kan raak en ek kan vir jou preek daaroor en ek kan vir jou wys wat jy die woord van God, is dit omdat God my geleer het en my daardeur gevat het en hy het gesê, ek gaan sê vir die mense, ek is nog altyd die God van Lukas 1 vers 37, wat by my is niks onmoontlik nie. Maak nie saak wat jou situasie is nie. Ek antwoord nog gebed. En ek wil jou gebed beantwoord. Ek wil vir jou gee. Ek wil vir jou seën. Ek wil jou God wees, maar wandel dan. Volg my. Wandel in die lig. Leer van my. As ek skielik vanaf met elke van julle moet sê, quoteer vir my 'n skrif. Ek gaan dit doen hoor. Maar vraag vir jouself, of kan jy gou vinnig 'n skrif quoteer? Weet jy dalk iets of was jy te lank klas in die Bybel? Vraag dit vir jouself ook. Want as die Bybel die dag van ons weggevat raak, en jy ken nie die woord nie, dan gaan dit bitter swaar gaan. Die lig van die lewe, dit bring geestelike lewe, vrede en leiding. Sonder dit kan jy niks doen. Jy moet dit hoor vanmôre familie en sê, wanneer jy uitstap sê vir jouself, ek gaan Jesus volg en val hom neer. Maar volg jy hom dalk al vir 40 jaar. Ek was 6 jaar oud op my hart weer gegee, dis nou 56 jaar terug. Maar ek sê dit nog steeds vir myself, elke dag wanneer ek môreoggend wakker word, gaan ek Jesus volg en van hom leer. Want ek kan nie sonder hom. Ek kan nie sonder hom. Nie 'n dag, nie 'n minuut nie, nie 'n uur nie, nie 'n oomblik nie. En geen situasie in my lewe nie. Maak nie saak waar dit is nie. Ek kan nie sonder die Here. Kom ons sit net so vir 'n oomblik. Ek gaan bid voordat ons oorgaan na die doopkandidaate toe. Ek bevra terwyl jy daarop sit, wat ook al die situasie in jou lewe is vanmôre. Terwyl ek hier gepraat het, het jy geweet wat dit is wat die Here onder jou aandag bring. Terwyl ek bid, ek wil jy moet dit nou vir die Here gee. Sê Here, ek skeep af in hierdie gebied in my lewe. Here, ek ken nie in daai gebied nie. Here, ek het nog nie met U gepraat oor dit nie. Asseblief, Here, help my dat ek oor dit kan, dat ek, as ek in daai situasie kom, dat ek ook met U kan praat. Ek wil vir 'n klein voorbeeld gee wat in ons eie huis gebeur het vanoggend. Maandagoggend sit ons in die studeerkamer en werk. Ons het 'n groot vervoerprobleem gehad vir 2 weke, wat 2 van ons voertuie stukkend was en ons slegs afhanklik was van my voertuig en die gemeente die besig en alles, en dit was regtig moeilik gewees om alles te kon handle en jy het gefrustreerd geraak en moeilik geraak en ons sit dan, ons het besluit neem, ons moet hierdie ding doen, maar ons kan nie gebeur as die volgende goed nie in plek van nie. En maandagoggend, terwyl Cliffy in Oos-London is met my voertuig en hy is besig om daar te werk, kom Percy na my toe en sê vir my, Nooi, kyk hier so, wat het hier gebeur, dit en dit en dit. Ek sê, maar wat gaan ons doen? Hy sê, bid jy, want as dit en dit gebeur, dan kan ons die nuwe voertuig kry. En ek sê dit nie om te brek vanmôre nie, ek wil vir jy sê wat die Here kan doen. En ek bid, ek sê, Here, ons sit hier, want ons kan nie hierdie saak doen as U nie vir ons antwoord nie. Ons gaan dit nie doen as U nie vir ons antwoord nie. Ons vra U, gee vir ons die antwoord wat U wil hê dit moet wees. En wanneer U dit gee, soos wat ons nou daaroor gepraat het en gevra het, dan sal dit realiseer. Broers en susters, dit was nie 10 minute nie, toe antwoord die Here ons. En ons kon die transaksie deurvoer en ons kon doen wat ons moes doen. Wat het ons gedoen? Ons het gesê, Here, ons wil U volg. Ons wil nie luister na wat almal sê, ons eie opinie, maar my opinie was, nee, nooit, ons kan dit nie doen nie. Maar wat het God gesê? God het gesê, wat maak julle? Vra julle my. Elke situasie in jou lewe. As jy moet gaan iets koop, vra die Here, het ek dit nodig, Here, kan ek dit gaan koop? Moenie gaan skuld maak sommer net vir goed voor jy nie God gevra het nie. As jy dit doen en die transaksie kom deur, dan gaan God jou help. Moenie net goed doen, want asseblief nie net besluit te neem as jy nie by God gehoor het nie op enigiets. Jou huwelik, jou kinders, jou werk, moenie net jou werk bedank omdat die mense by jou werk moeilik is nie. Gaan vra eers vir die Here, wat moet jy doen?
skaaf. En wat so bietjie die sleg uit jouself uitdaag. Wat so bietjie roer aan jou, wat die Heilige Gees wil hê dan moet geroer word aan jou. Kan ek 'n amen kry? Ek gaan bid en ek gaan vra as daar enigeen is wat vanoggend sê, Here, ek wil nie hier op die plek kom waar ek sê, volg my leer, my steek net jou hand op en laat dit sak. Dis al wat ek kan vra vanmôre. Enige iemand wat vanmôre sê, Here, ek sien hande wat opgaan. Nog hande wat wil opgaan. Sê, Here, help my dat ek die volg en van die leer. Nog iemand, baie dankie, ek sien al die hande wat opgaan. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend kan weet dat U sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En U sal ons rus vir ons siele gee. En vanmôre, Here, besef ons maar weer eens, dis die beste plek vir ons om te wees is aan die voete van die Here. Daar is nie 'n ander plek nie. En ek wil vra, Here, dat elke persoon wat hand opgesteek het, U wat die harte raak sien, U wat weet wat aangaan, U wat weet wat binnekant in ons is, Here, dat U vanmôre vir elke persoon soos wat hulle nodig het, soos ek my hand na hulle uitstrek vanmôre, sal genees, sal restoreer, sal herstel, sal vernuwe, geestelike leiding en hy rus vir hulle siele sal gee. Ek weet dat U dit doen en daarom sê ek alreeds vir U dankie daarvoor en ek weet Here dat daar mense hier gaan uitstap met nuwe oortuiging van wie God werklik is en wat Jesus wil hê van ons. En ek dank U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Familie, nou ja, ons is hier vir die doopkandidate vanoggend. So ons is baie bly dat hulle vanmôre hier is en dat ons vanmôre hierdie mense, dat hulle die Here die doopwater kan volg. Nou, ek wil net gou eers vir een of twee goed vir die lees, Handelinge 2 vers 38. Kom ons lees dit net gou saam, voor ons hulle gaan vorentoe loop. Handelinge 2 vers 38 sê. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vir die doop bestaan net een vereiste, dis bekering. Vir die doop in die Heilige Gees, bekering. So ek wil vanmôre vir die mense sê wat vanmôre gedoop gaan word, julle is doen die stap van gehoorsaamheid, julle doen wat Jesus gedoen het, julle volg hom. Julle gaan saam met hom begrawe word in die water en saam met hom opstaan. En dan is die volgende stap is die doop in die Heilige Gees. En ek glo dat die Here binnekort sy Gees oor ons gaan uitstort. En dat ons almal die invulling in die doop in die Heilige Gees sal ontvang. Ek gaan vra dat die volgende doopkandidate op my vorentoe sal kom, Lionel, gaan jy my kom help met die sertifikate asseblief. Ethan Wade Steer. Rachel Reiners. Ons staan so hier so by Lionel asseblief. Wendy Jade Strydom. Karin Lyons. Rosemary Steenbok. Hendrik Collins Eksteen. Sean Olivier. En Maritza van der Merwe. Ek sê haar mooi naam, hulle bokka. Familie, wat 'n voorreg het ons vanmôre om hierdie mense te help om die stap van gehoorsaamheid te volg om die doopwater te gaan. Ek wil vir die sê, Matilda het 'n wonderlike manier, sy gaan vir ons die doop op die skerm gooi, so u hoef nie te beweeg nie. Die kinders kan hierdie kant kom staan en kyk vir die gordyn, maar u kan in die banke sit en jy gaan vanmôre sien hoe daar gedoop word. En vanmôre ook gaan Lionel gaan vir sy dogter Karin self doop en vir Sean, die twee jong mense. So dis vir ons 'n voorreg vanmôre om hierdie mense hierdie doopwater te vat en hulle te die stap van gehoorsaamheid dat hulle dit kan doen en vir hulle te lei en te leer hoe om disippels van Jesus Christus te word. Ek wil vir elkeen van julle vra, kyk gou van my. Julle moet vir elkeen van julle vra, antwoord my, enige iemand julle gedwing om gedoop te word vanoggend? Julle staan nie op grond van julle eie oortuiging. Ja, kan ek 'n ja kry? Nou moet ek vir julle sê, baie welkom by die familie. Baie welkom dat julle vanmôre hierdie stap neem. Julle gaan nooit spyt wees nie, maar onthou asseblief, when all hell breaks loose, just stand on the promises of God. Want julle maak vandag die vyand bitter kwaad. Maar onthou julle wandel in die lig. En die lig is in julle en dit maak nie saak wat hy doen nie. Die besluit wat julle vanoggend neem is die regte besluit.
Ek gaan vra dat Jeff net sal nader kom, hy gaan die manne help aan daai kant en Rolien gaan die dames help aan hierdie kant, dat hulle nie sien wie agter raak nie. En dan gaan ons in die koue water inklim. En Matilda speel vir ons 'n bietjie terwyl ons nou almal gaan aantrek. U is goed, Here Jesus. Nee, dan kan ons 'n bietjie jubel en juig terwyl ons aantrek, maar ek wil gou net vir hulle bid en dan gaan ons agter toe. Kom ons bid net so. Ek vra 'n steekie hande na hulle uitvolgend. Hierdie is 'n groot oomblik vir hulle elkeen volgend. Kom ons steek ons hande uit. Hemelvader, baie dankie vanmôre dat elkeen van hierdie mense vanmôre kom en sê, ek kom omdat ek oortuig is deur die Heilige Gees om Jesus te voorbeeld te volg deur die doopwater. Ek kom vanmôre omdat die Here gekom het en gesê het, ek gaan vir jou help, ek gaan vir jou lei. Ek kom, Here, omdat ek self besluit het, ek wil 'n kind van die Allerhoogste wees en hy gaan my help, hy gaan my lei en ek het besluit om Jesus te volg. Ek bid nie beskerming oor hierdie mense af. Ek bid nie gees oor hulle af. Ek bid nie blydskap oor hulle af. Ek bid nie vrede oor hulle af. Ek bid nie rus vir hulle siele oor hulle af, Here. Dat wanneer hulle sal uitkom, hulle vir ander sal vertel, ek het Jesus deur die doopwater gevolg, ek het op bekering gekom om deur die doopwater gevolg en dit is 'n voorreg om 'n kind van die enigste lewende God te wees. Dankie dat U dit vir hulle gaan doen en dankie dat ons as familie hulle opneem by ons, Here, dat ons vir hulle gaan lief wees, vir hulle gaan omgee, dat ons enigiets wat ons leiding vir hulle kan gee, gaan ons doen en dat ons hulle nooit sal wegstoot nie, maar net sal nader trek. En ons dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Rosemary, op grond van jou eie belydenis roep ek jou vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Halleluja! Bokka, omdat ek weet jy die Here liefhet. Ek weet hoe lank wag jy al vir hierdie oomblik. Roep ek jou vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Rachel, omdat jy die Here liefhet. En ek weet ook hoe lank jy op hierdie oomblik kan wag, roep ek jou vanmôre in die naam van die Vader Seun en die Heilige Gees.
Nee. Omdat ek weet jy die Here liefhet. Op grond van jou eie belydenis roep ek jou vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Groot oomblik as 'n pappa sy eie dogter kan dood, né? Living Lions, jy weet hoe ek op jou eie wil omgehoor het. Jy moet in die naam van die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Sean, op grond van jullie wil en keuse, roep ek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Colin, op grond van jou eie belydenis, doop ek jou vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons laaste doopkandidaat, as hy klaar gedoop is, Musiekfabriek, kom sing vir ons die Victory Song. En as ek klaar is, Sjaal, dan gaan ek vir jou, Sjaal Kap, ek gaan vir jou vra om af te sluit met gebed asseblief, hoor. God I serve, no
dankie, Here, vir dit wat gebeur het vanmôre, Here. Dat hulle die start van gehoorsaamheid gevolg het, my God. En ons weet, as ons daai start gevolg het, dan gaan die aanval kom, my Here. U is groter as hy wat in die wêreld is, Here. U is ons God en U is ons koning, Here. En sonder U is ons niks nie, my God. Ons dankie vir hierdie woord wat vanmôre uitgegaan het, Here. Ons vra dat dit op vrugbare grond geval het, Here, en dit sal groei, my God. En dat ons sal weet, elkeen wat hier binne staan, Here, U ken self die aantal hare op die hoof, Here. Here, elke ou mens hier binne, elke jong mens, Here. Here, U ken hulle, Here. U ken hulle by hulle naam, my God. Ek vra dat hulle behoeftes wat hulle het, Here, hulle siektes en dit en hulle last, Here, dat U dit sal neem, my God. En dit U eie sal maak, my God, soos U dit beloof. En dat elkeen wat hier binne is vanmôre sal weet, dat U daar is vir hulle, Here. Al val mense hulle, U sal nooit vergewing verlaat, my God. Here, seën elkeen waar hulle gaan na huise toe. Here, seën ons daar waar ons sal wees hierdie week, Here. Ons plaas die bloed van Jesus Christus. Ek pleit dit oor elkeen hier so vanmôre, Here. Dat ons weer veilig sal tuis bring, Here. Hier in hierdie sitkamer, Here. En dat al liefde in hierdie gemeente sal wees, Here. Dat hierdie gemeente sal groei, my God. Soos U dit sal beloof, Here. Ons loof U daarvoor en ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen.